Nee, hierdie moet jy aankry. Langs my pad ontmoet ek my naaste. Nou wil ek net 'n bietjie by julle hoor, wie is my naaste? As 'n bietjie oor wie slim hierso. Ja, nee. Is Jesus jou naaste? Okay? Wie is nog my naaste? Jou familie is definitief ook jou naaste. Wie is nog naaste? Wie kan ek nou weer agter? Ja, God. Ja? Wie nog? Sit jy? Skoolmaat, Jackie? Jou vriende? Cassie? Die ander meisies met die model? Ja, Rebecca? Sy sê, Jesus is my naaste. Wie nog? Ja, ons gesin is ons naaste. Wie is dit? Miskien? Miskien? Almal, yes. Almal, ja. Wie gaan? Jy ma en jou pa, wie is dit? Ja, gesê, kyk nie. Juffrou, en sy kyk laaste ene daar agter. Die persoon langs jou. Okay, so, wat jy nou eintlik gesê het is almal en alles, né? Onderwysers, vriende, pappa en mamma, boetie en sussie. Sê my 'n bietjie, as jy langs die pad stap en daar kom hy aangestap, is hy jou naaste? Dan gaan ek jou en sê, gaan met ek hard hoor. Okay. En sê nou maar jy loop in die pad, daar is iemand wat bietjie wat seer het. Hy het seer gekry, so. Is hy jou naaste? En as jy kom en daar's iemand wat sit en hy het gaan baie moeilik en hy het nie kos nie, hy het nie huis nie en hy het nie klere eintlik nie, dis ou klere wat geskeur is en hy het 'n bietjie vuil want hy het lank kon bad want hy het nie 'n bad nie en hy sit daar. Is hy jou naaste? Ja. Dis baie interessant dat jy dit sê. Want jy is heeltemal reg. Almal om ons is ons naaste. Nou in die Bybel, ek het laasweek so 'n bietjie oor gesels, en in die Bybel is daar 'n spesifieke storie wat Jesus vertel het, 'n gelykenis wat Jesus vertel het, oor 'n ou wat gesorg het vir sy naaste. Ek kom ek lees nog 'n bietjie by julle, wie weet wat is 'n gelykenis? Kom ons kyk wie slim. Wie weet wat is 'n gelykenis? Ja. Gaan we? 'n storie wat jy iets vertel. Ek wil nie afkom dat ek julle mooi kan hoor, want hierdie is ook 'n belangrike een wat ons moet hê vir mekaar is. Wat is dit? Ek nou weer so mooi. Asie. Dit is mooi. Asie. Wat sê jy? Sy sê 'n storie wat ons vertel. Sy sê 'n regte spoor. Hy sê dit is 'n spesifieke storie wat God gebruik om jou 'n les te leer. Jy het self gesê. Ja, jy was dit. Reg. Okay, goed. So, hier is hoe dit werk. Daar's 'n stuk jaartjie. Hy sê 'n baie ware ding vanoggend vir ons. Ons het elke dag Bybel lees vir ons bid. Reg. Dankie my Jones, dat was hy. Goed. Ja, as jy gaan slaap, Rebecca sê as jy gaan slaap, moet jy oop bid, né? Maar wat is vanoggend belangrik om te gesels oor 'n gelykenis. 'n Gelykenis is 'n storie wat Jesus gebruik het om die mense iets te leer. Dit is nogal 'n groot ding gewees, want hoe maak ons met ons kinders ook en hoe maak ons met ons baadjies? Is baie keer wil ons goed leer vir mense en dit is die maklikste om dit te vertel deur 'n storie. Pietie wil in die pad stap. Pietie kyk nie links en regs nie en hy hardloop agter sy bal aan in die pad en boem, daar ry iemand vir Pietie raak. Pietie het sy les geleer en volgende dag stap Pietie na die pad toe. Hy kyk links, hy kyk regs en hy kyk weer links. Hy sien daar is nie 'n kar nie en hy stap na die pad en hy gaan haal sy bal. Wat het ons geleer? Kyk links, kyk regs en kyk weer links vir die pad. Né? Dat is nou. So ons
gebruik vandag nog stories om vir mekaar en vir mense en vir kinders en vir almal ietsie te leer, juis oor die lewe. Jesus het dieselfde gedoen en ons doen die stories wat Jesus gebruik het, gelykenisse. Maar een wat jy moet verstaan is, as jy 'n storie wil vertel en die storie moet vir 'n mens, daar's 'n groot woord, hulle sê autentiek. Kyk maar, vir ons, vanoggend sê op gebruik ons die woord 'n real storie. As ek vanmôre 'n storie vir julle vertel, en ek vertel dit uit julle perspektief uit julle manier van na die wêreld kyk, dan gaan julle dit makliker verstaan en dan gaan julle miskien iets kan leer van julle lewe. Jesus het dieselfde gedoen by die mense in daai tyd. Maar kom ons kyk 'n bietjie wat sê hy. Dit is die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag vir hom stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord toe: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste." Kyk maar, laaste stukkie nou, jy weet jy gaan so volg hier mooi kolletjie. En waar ook al is. En jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal ewige lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf. So hy wil homself 'n bietjie macho hou en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daar deur te sê. Nou vertel Jesus die gelykenis. Ek sê julle luister, hè. Toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en bestaan tot hy half dood bly lê en toe pad gegaan. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs verbykom en hy sien hom. Toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het daartoe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom. En as hy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." Kom ons kyk net na 'n paar moeilike woordjies. Skrifgeleerdes is die mense wat die Ou Testament goed geken het. So, as ons praat van 'n skrifgeleerde, dis 'n ou wat bietjie slim was in daai tyd. Priester was iemand wat by die tempel en die altaar gewerk het. Hulle moes die werk met die offers wat mense gebring het. Lewiete, uit die geslag van Jakob se seun Levi, die Lewiete was die nageslag van Aaron. En kon die Lewiete van die nageslag van Aaron kon priesters word. Die ander Lewiete het die priesters gehelp werk in die tempel. Die Samaritaan het in die provinsie Samaria gewoon en hulle was die nageslag van die mense oor wie 2 Konings 17 geskryf is. Hulle was familie van die Jode en hulle het ook die Here gedien, maar op ander maniere. Die Jode en die Samaritane was vyande. In 'n herberg is maar soos 'n hotel. Dis 'n plek langs die klippad waar mense kon slaap as hulle betaal het. Goed. Hoor julle? Goed. Nou. Is julle reg, vriende? Is julle seker? Ja. Kan julle hoor nie? Ja. Right. Wat het in die storie gebeur? Wie ook? Yes, John. Ek hoor jy, my Tom. Yes. My Tom, yes.
Wat sê jy? Hæ? Baie mooi. Sy sê, "Maar twee mense verbygeloop en die derde het hom gehelp, né?" Ja, sy het dit jammer gesê. Maar kom net 'n bietjie mooi, wat het gebeur in die storie? Was baie bietjie. So, wat het hulle nog gebeur in die storie? Ja, baie mooi, sy storie was mooi gesê. Net so een laaste netjie agter, kom ons vra 'n bietjie geraak klop. Hy sal nie dan net help vir die Jood wat eintlik vyand is. Hy sal die taal net help. Hoe doen jy sê? Priester het en hy het hom gekom en stap en kom saam met dan. Awesome, daar's hy. Ja, nee, dis wonderlik, né? So daar's al kom mense nou gekom en hulle het verbygestap en so. Maar een ou het gehelp. Nou kom ek vertel julle 'n bietjie meer wat gebeur het, want julle het so mooi geluister na die storie. Ek kan sommer dit baie mooi hoor. Die Jode en die Samaritane het nie mekaar gelaik nie, soos in glad nie. Soos as die Jode iewers in nou gaan en hulle sou moes deur Samaria gaan, het hulle sommer 'n groot ompad gestap, baie ver kilometers verbygestap, net om nie deur Samaria te gaan. Die Samaritane was die mense met wie die Jode eintlik gekuier het, né? Nou, wat kan ons 'n bietjie leer uit hierdie gelykenis uit? Wat het Jesus gedoen? Sien, in daai tyd was die priesters, hulle dan die priesters en die leviete was mos nou hierdie houlewe nou, hierdie heilige mense. Hulle het seker groot rokke gedra en jy het nie naby hulle gekom. En hulle was hierdie massive mense in die omgewing, hierdie heilige mense. En wat Jesus te doen is, hy gevat hierdie mense in sy gelykenis. En hy wys eintlik vir hierdie slim ouens dat hierdie wyse en groot mense in die samelewing eintlik nie besig is om volgens die wil van God te leef nie. Want die wetgeleerde, die skrifgeleerde, die ou wat slim was, het self gesê, wie is die ou? Wie was die regte ou gewees? Die ou wat reg opgetree het, al wat hier daar as hy. Die ou wat reg opgetree het, was die ou gewees wat die ander gehelp het. As hy. Reg. So die ou wat die ander gehelp het reg opgetree. So toe die skrifgeleerde het jouself besef dat hy die priester hier aan